Welkom by die Leeumoed Potgooi. Ek is Josef Oosthuizen. Ek gesels vandag weer met Dani Malan, predikant by Diamantvallei Gemeente. En ons gaan aan met ons gesprek oor manlike Christendom, wat dit beteken. Hierdie is die 3de episode in hierdie reeks. En vandag gesels ons oor die eerste hoofstuk van die boek Masculine Christianity, geskryf deur Zachary Gaddis. Ons het laasweek gekyk na die inleiding van die boek. So ons is nou vandag by die eerste hoofstuk. En ek gaan aan Dani ook vra wat ons dan begelei deur die hoofstuk. En dan het hy daai geleentheid om bietjie uit te brei. Dit is 'n lywige hoofstuk, so daar is seker 'n moontlikheid dat ons gaan aangaan na 'n volgende episode. Dis tog 'n belangrike hoofstuk, want dit gee mooi die geskiedenis en oploop van feminisme, die opkoms daarvan, en dit wys hoe die manlikheid dan in die samelewing, in die kerk, in die gesin verrot het, of soos die boek sê, daar was die erosion of manliness, of masculinity in hierdie gedeeltes van die samelewing. Mens kan ook praat van daar is die verbrokkeling van manlikheid. En net om weer eens maar 'n term en voorwaarde te gee, is dat ons praat nie hierso van manlikheid soos mens selfs in die wêreld kry, dat manlikheid beteken chauvinisme, of dat die vrou beteken niks en die man beteken alles nie. Ons probeer werklik kyk wat God se woord sê oor hoe manne en dan ook vroue hulle roepings moet vervul in die gesin, in die kerk en in die samelewing. So ons probeer regtig kyk wat beteken manlikheid en vroulikheid volgens die skrif. Maar goed, kom ons gaan aan met ons gesprek en ons gaan nou gesels oor die feminisme se oorlog op die familie. So Dani, wat beteken feminisme vir die gesin? Wat is die invloed van feminisme op die gesin? Ja, dankie Josef. Dis lekker om weer saam met jou te kuier oor hierdie tema. En ek wil ook maar net van my kant af sê, hier is soveel in hierdie hoofstuk wat nuttig is, dat ek wil eintlik net die luisteraars aanmoedig om die boek te kry en dit self te gaan lees of te luister. Want ons kan onmoontlik nou alles hanteer of alles bespreek, net in 'n episode. Daar was by tye in die voorbereiding wat ek gedink het, ek wil amper dit net voorlees. Ja, dis is want daar is soveel interessante goeters en nuttige opmerkings en 'n hele klomp dinge wat 'n mens uitdaag. En met dit wil ek net sê, ook as inleidend, party van die goed wat hy sê, gaan dalk teen jou aanvoelings inskop. En moenie dan dadelik reageer om te sê, daar's iets fout met wat hy sê nie. Dit kan wees dat daar iets fout is met ons aanvoelings, dat ons al so hierdie feministiese manier van dink ingesuig het, dat dit is net ons natuurlike reaksie op die oomblik, is dan eintlik vanuit 'n feministiese hoek. So ja, ek wil dit maar net ook sê. Nou goed, in hierdie hoofstuk sien ek 'n paar oorkoepelende temas. Die ene is hoe mans uit die gemeenskap uit al hoe minder en minder in die gemeenskap is, so in die samelewing. Mans word uitgetrek uit die samelewing uit en vrouens word weer uit die huis uit gevat. So, ja. En so vrouens word ingestoot in die samelewing in en mans word weer uitgestoot uit die samelewing uit. En so het jy hierdie met die vrou wat uit die huis uit gaan, is daar iets van 'n verbrokkeling van die huis. Maar wat hy vir my mooi uitwys is, dit het nie net 'n verwoestende gevolge op die huis nie. Dit het ook verwoestende gevolge op die kerke en op die samelewing in sy geheel. So daai aanval op die huis het verrykende gevolge op die geheel van die samelewing, op die kerk en die samelewing in sy geheel, ja. Ja, en ek kan miskien noem in die hoofstuk, dan praat hy ook van, ja, die feminisme het sekerlik die eerste keer sy kop baie duidelik uitgesteek in die samelewing. Maar nou is dit ook Christene en Christengesinne en die kinders wat saam met daai mense omgaan in die samelewing. So jy kan nie sê dan dat dit nie die kerk gaan beïnvloed nie, of die regering nie. En dit is wat hy ook probeer wys, is die drie
gaan baie nou saam, en een beïnvloed die ander, en mens moet ook dan bewus wees daarvan. Ja. So ek hou daarvan om oor hierdie te dink, soos in die ou storie oor Troje, met waar die Grieke Troje probeer inneem het, en hulle kry nie deur die mure gekom nie, en uiteindelik te maak hulle ons 'n perd, en hulle gee dit aan die Trojane as 'n geskenk, en sê hierso is 'n geskenk van die Grieke af, en Trojane bring die perd in die stad in, en dan in die aand klim daar 'n klomp Grieke uit, en hulle neem die stad in. So dink nou vanuit die perspektief van die manne van Troje, jy dink nog aanvanklik, dis 'n mooi perdjie wat in ons midde inkom, en as jy weer sien, dan sal 'n klomp Grieke wat besig is om die stad af te brand. Ja. En ek dink dis wat oor tyd ook gebeur het in die huisgesinne, in die kerke, en eintlik ook in die weste in sy geheel. Dat hierdie ideologie was soos 'n Trojaanse perd wat ingekom het, en wat jy nou sien, die stad brand. Nou as gevolg daarvan, op verskillende maniere. Nou een ding, ons het net nou genoem van hoe dit verwoestende gevolge het op die huis, op die kerk, op die samelewing in die geheel. Maar een van die gevolge hiervan ook is dat dit ondermyn die gesag van die skrif en van die kerkgeskiedenis. So van die skrif, want daar word histories was die verskille tussen man en vrou was gevind binne die skrif self. En nou moet daar gesê word, nee, ons kan nie ons daarop beroep nie. Dit is nie iets wat die Here in die skrif sê nie, dit is meer kultureel. So daar's 'n verwerping van die gesag van die skrif oor man wees, vrou wees, oor die huisgesin, oor die kerk in die samelewing, maar dan ook 'n ondermyning van kerkgeskiedenis. So om te sê basies, ons weet nou beter as al die gelowiges wat ons vooraf gegaan het, want daar was 'n konsensus deur die kerkgeskiedenis oor man wees, vrou wees. Dit sê nie dat daar was nie misbruike en sonde ook hieroor, en dat mense verkeerd opgetree het nie. Maar daar was 'n algemene Bybelse konsensus oor manlikheid, vroulikheid, en in die huis, in die kerk, in die samelewing, wat nou totaal ondermyn word met hierdie hele feministiese beweging. Ja. Ek kan miskien net ook noem, net om 'n definisie te gee aan feminisme, of van feminisme, en dit is dat feminisme die oortuiging is dat mans en vrouens fundamenteel dieselfde is en dus uitruilbaar. En dit veroorsaak dat mense sal dink dat vrouens en mans kan presies dieselfde doen. En dis maar net eintlik die kultuur wat bepaal dat die mans en vrouens verskillende rolle vervul. En dan so vir feminisme sal dit beteken dat die mans en die vrouens is presies gelyk op alle gebiede. En natuurlik sê ons nie mans en vrouens is nie gelyk nie. Die vraag is, wat beteken daai gelykheid? En volgens die skrif is elkeen gelyk in waarde, en het elkeen ook toegang tot genade, en dit is nou waar die Galasiërs gedeelte inkom, waarop byvoorbeeld praat van geen meer man of vrou en slaaf of slavin nie. Dit is nie dat daar nie meer slawe en slavinne of werkers en werknemers gaan wees in hierdie, en selfs in 'n Christelike samelewing nie. Dit beteken basies maar net almal is gelyk voor die Here in terme van verlossing, die wat nou in Jesus glo, jy weet. So daar is gelykheid, maar dit is heeltyd hierdie veg oor woorde en die woorde se definisies, wat eintlik 'n baie groot 'n probleem is in hierdie hele gesprek, is dat mense wil baie keer 'n spesifieke definisie aan 'n spesifieke woord gee sonder om te onderskei tussen verskillende betekenisse van woorde in verskillende kontekste. Goed. Maar dan miskien 'n volgende vraag is, waar kan mense in die geskiedenis die opkoms van die feminisme sien? Waar kan mens nogal sien hoe het feminisme begin, of het duidelik sy kop uitgesteek? Want dit is seker so dat feminisme was nog altyd daar. Van die begin af sal die Satan in elk geval hierdie rolle wat die Here daar gestel het probeer vernietig, maar waar kan mens dit nogal duidelik sien? Ja, so net voor ek daai vraag antwoord, so een aanhaling uit die vorige stukkie oor die feminisme se oorlog op die gesin.
O ja. Dan sê hy op 'n punt, the feminist movement have been so successful over the years that Westerners live in a post-feminist society, meaning most people today are feminists without the label. So hulle besef nie eers dat hulle dit is nie. Ja. So dit is so die normale dat maar hierdie is nie feminisme, hierdie is net dis wat die normale is. Ja. So dis al feminisme sonder dat daar 'n naam daarin is. Ja, en dan sal mense self stry teen feminisme. So hulle sal sê hulle is teen feminisme, maar hulle besef nie en ek vind myself daar, nê? As mense hierdie boek lees, dan kom jy agter, Ja. so okay, goed, ek het ook 'n klap van feminisme weg Ja. en ek moet daarvan bekeer en dit is seker die ding, as jy sê jy is teen iets, maar jy's nie heeltemal eintlik teen iets nie. Dan en so is baie keer maar onkunde. Ja. En ek dink ook mense moet ook so mense in die kerk so benader in elk geval. Selfs miskien in die samelewing of gelowiges wat jy raakloop op die straat, dan begin mens met die aanname, goed, hulle weet net nie hierdie leer oor die rol van man en vrou nie, volgens die skrif nie. Ja. Ja, so die opkoms van die feminisme, daar word in die boek praat hy van 3 golwe van die feminisme. En die eerste golf is dan hier in die 19de en 20ste eeu. So net weer wat jy net nou gesê het oor die definisie, by die feminisme is dit dat daar gelykheid mee beteken dieselfde in alle opsigte. En die enigste verskille wat daar wel is, vind sy oorsprong in die kultuur. So onthou by daai eerste episode het ons ook daar gepraat. Hierdie stryd tussen is dit kultuur begrond in kultuur, die verskille tussen man en vrou, of is dit begrond in 'n skepingsorde? En so by die feminisme is dit man en vrou is eintlik maar in alle opsigte dieselfde. Die enigste verskille wat daar is, kom vanuit die kultuur uit. Die ander oortuiging is dat man en vrou is gelyk in waarde voor die Here en het gelyke toegang tot in Christus tot verlossing. Maar hulle is nie dieselfde in hoe hulle gemaak is nie en het ook nie dieselfde roeping en funksies nie. Goed. So nou die 19de en 20ste eeu, hierdie beweging was so suksesvol, skryf hy, dat as jy vandag sou praat oor of net die vraag vra, mag vrouens in sê maar daar's 'n polities met die plaaslike verkiesing wat nou om die draai is, mag vrouens gaan stem? Dan gaan jy al klaar sien hoe meeste is, hoe kan jy ooit dit vra? Ja. Maar dit was nie altyd die standpunt in die wêreld nie, dat vrouens moet deelneem aan stemming nie. Dieselfde as jy sê, as jy begin krities wees daaroor dat al die meeste vrouens hulle kinders by dagsorge aflaai en dat die kindertjies dan meer tyd spandeer met hierdie ander persoon as met hulle eie ma. Daai was ook, ek dink as jy die horlosie so 200 jaar terugdraai, dan sou hulle totaal geskok wees oor wat nou vir ons die normale is. En ons is weer totaal geskok oor wat toe die normale is. Ja. Nou goed, die 3 golwe, die eerste golf is so van die 1830s tot die 1920s, die tweede golf is van die 1960s tot die 1990s, en die derde golf is so vanaf rondom die 1990s tot die hede. Nou die boek is redelik onlangs geskryf, so die hede is nog hede. Van nou die hede. Ja. Nou die naam was nie altyd feminisme nie. In die vroeë golwe het dit ander name gehad, die vroue beweging of die vroue regte beweging, vroue bevryding. Die term feminisme het eers in die 1880s ontstaan in Frankryk, maar uiteindelik is dit 'n term wat eintlik maar alles later insluk en sê dit alles wat daardie beskryf. So die eerste golf van feminisme wil hê dat vroue moet ekonomies, polities en 'n sosiale status kry wat gelyk is met die mans. Dieselfde posisie hê as die mans in alle opsigte, dieselfde plek, dieselfde roeping, dieselfde taak. So onthou weer daai gedagte agter die feminisme, daar's nie enige verskil tussen 'n man en vrou nie.
die enigste verskille wat daar wel is kultureel. So hier's nou 'n poging om daai kulturele oorlewering eintlik maar uit te vee, sodat dit wat hulle oortuig is wat wel die ontologiese werklikheid is tussen 'n man en 'n vrou, daar's geen verskille nie. Dat dit wel in die kultuur dan ook so gesien kan word. So op ekonomiese vlak, op politiese vlak en op sosiale vlak. Ja, wat dan beteken is die vrou is onafhanklik van die man. Ja, Daar is die hart agter dit. Hulle het nie meer die mans nodig nie. ja. Goed, so dit is nogal 'n kenmerk van daardie beweging of daardie vlaag. Nou twee belangrike figure in daai tyd is Susan B. Anthony en Elizabeth Cady Stanton. Dis twee belangrike figure in daai tyd. En op daai stadium mens kan sien hulle het nie hulle verlang na baie meer om baie meer reg te kry. Maar op daai stadium was die stryd hoofsaaklik vir stemreg. Ja. Sodat die vrouens mag stem op politieke vlak, maar dan ook, ek dink seker saam met dit ook in die kerke. So hulle wil graag hê die vrou se, nou dink nou aan daai dokumente wat ons ook bespreek het, die vrou se stem moet gehoor word. Ja. So die stem, hulle stemme moet ook gehoor word in die politiek en hulle stemme moet gehoor word in gemeentes. Nou kan 'n mens nou aanvanklik dink, nou wat is so fout daarmee? Goed, maar kom ons draai die horlosie net 'n bietjie terug en vra maar hoekom was dit nie die normale nie? Daar was 'n ander manier van dink oor die samelewing, oor die algemeen. En dit is dat dis meer huisgesin gefokus. Dis minder hierdie individualisties. So hy gee ook 'n aanhaling van B.B. Warfield in hierdie deel van die boek. Dan staan daar: "The difference in conclusion between the Apostle Paul and the feminist movement of today is rooted in a fundamental difference in their points of view relative to the constitution of the human race. To Paul, the human race is made up of families. To the feminist movement, the human race is made up of individuals. A woman is just another individual by the side of the man, and it can see no reason for any different dealing with the two." So nou hier's hierdie fundamentele verskillende maniere van kyk na die samelewing in die geheel. Die ene is baie sterk individualisties, die ander ene sê nee, die mees basiese eenheid is 'n huisgesin. En so die huisgesin het 'n stem. Dis nie dat daar gesê word die vrou het geen stem in 'n sin nie, maar daar word net gesê die huisgesin het 'n stem en die hoof van die huis gaan en maak die merkie. Hy neem die verantwoordelikheid. Hy neem die verantwoordelikheid namens die huisgesin. So hy moet besig wees om lief te wees vir sy vrou en vir sy dogters, en terwille van hulle met hulle beswil op sy hart moet hy die merkie gaan maak, moet hy gaan stem, moet hy deelneem in die publieke sfeer. Maar sien hoe is daai is ook 'n taak van jy gaan uit die huis uit en jy gaan werk daar buite, is daai deelname aan die publieke sfeer. En so het jy nou hierdie gedagte weer, die beweging van die vrou moet uit die huis uitgaan. En soveel so dat daar was selfs geveg vir die reg dat die vrou moet teen haar man mag stem. So sy moenie haar versigtinge moenie in sy stem as die hoof van die huis, as 'n huishoudingsstem ingereken word nie. Sy moet kan teen haar man ingaan in haar stem wat sy dan nou maak op 'n politieke vlak. En so sien jy nou hoe daar ook al klaar daar in die heel begin kom maar hierdie spanning in die huwelik wat inkom, waar dis eintlik 'n mooi prentjie, die gedagte dat die huishouding besin saam, hierdie is wat ons dink wat die beste is, en dat die pa gaan en hy neem die leiding en die verantwoordelikheid om dit dan nou deur te voer. Nou is dit elke ou vir homself. En selfs binne in die huis kom nou verdeeldheid onder mekaar. Ja, dit lyk vir my of die reg om te stem baie duidelike uitkoms van die feminisme was. So, en dit is nogal 'n vraag wat op 'n stadium na my toe gekom het, en dit was nie eens
hierdie boek wat dit gestel het nie, is net voor dit het ek 'n paar keer sekere gesprekke geluister, potgooi, en dan het die persoon sou gesê het, ja, hy is ook teen die ding dat die vrouens stem. Toe dacht ek, sure, dit is nogal vreemd, ek het nog nooit daaroor gedink nie. Mense aanvaar dit is wat nou gebeur, en dit moet tog reg wees. So daar is nogal eintlik, dink ek, vir ons elkeen 'n toetsvraag, ten minste wat ons moet vra, moet die mans, kom ons hou dit nou net eers by gesinne, moet die mans en die vrouens in die gesin stem, die man en die vrou, die pa en die ma, moet hulle albei gaan stem. Want as mens nou mooi daaroor dink, kom ons julle stem presies dieselfde saam, en mens hoop uiteindelik vir 'n huisgesin, dat hulle op dieselfde bladsy is. So dan verdubbel jy eintlik net die stemme. Dis al wat hier gebeur. Dis presies wat daar gebeur. So dan maak dit eintlik sin in daai opsig, dat daar die man en die vrou is wat stem nie, want jy verdubbel net die stemme. So die uitkoms, dink ek, van die reg van die vrou om te stem, was die verdeeldheid in die gesin, en dat die vrou onafhanklik kan wees van die man, en self verantwoordelikheid neem. So jy het eintlik amper die twee leiersfigure in 'n gesin, en dit kan net oor die algemeen baie struweling en so bring, want is tog ook wat ons in die skrif leer, hoe kan twee mense saamloop as hulle nie dieselfde plan of oogmerk en doel het nie. Hoe kan jy saamloop? Jy kan nie saamloop nie. So jy So dit is miskien 'n ander vraag wat nou by my opkom is. Kom ons sê mense sê nou net, dis net die mans wat kan stem. Hoe moet Christen gesinne nou doen? Weet ek, moet net die Christelike mans gaan stem, jy weet, in die gesin nou, en dan die vrouens nie gaan stem nie. Natuurlik gaan hulle saam praat oor die besluit. Ek dink die uitdaging waarmee mense nou sit is seker, daar's min mense wat miskien in hierdie rigting gaan dink. So hoe gaan dit lyk? Jy weet, miskien moet jy maar net ooreenkom, okay, goed, kom ons gaan stem albei, maar dis my stem wat jy dan ook, jy weet, daar plaas. Jy weet, hoe moet mense hieroor dink? Sulke praktiese goeders, waaroor mense kan dink, hoe lyk dit prakties in die toekoms? Maar goed, dis goeie vrae om te vra. Ja, so ek dink 'n groot deel daarvan is in ons tyd is om weer te besef, wees let op vir die gevare van om net te fokus op die individu. En beweeg ten minste nou al in beginsel terug na die huishouding, die klem op die huishouding in sy geheel, en dat dit moet reg funksioneer. So dis wat die feminisme hier reg gekry het, is weg van die huishouding na die individu toe, en so 'n keer terug weg van die individu af na die huishouding toe. En dit gaan dan maak dat wanneer jy moet 'n besluit neem op 'n politieke vlak, dan het daai gesprekke binne die huishouding, maar uiteindelik moet die man van die huis die leiding neem daarin en sê, dit is die rigting waarin ons gaan. Want jy gaan ook nou al ouer kinders hê, wat ook nog in die huis is, maar hulle mag al gaan stem. En dan, goed, so nou is er nog daai saam, dis al 'n kind wat nog nie die huis verlaat het nie, begin al, ja, dis ook, ek dink kinders het baie vroeër die huis verlaat in die ou tyd, maar dit daar gelaat, maar net daai kopskuif, wat weer moet kom in ons lewe is, lê die klem terug op die huishouding. Ja, en ek dink dit is waar die skrif vir ons dan ook die balans gee, tussen om vir die groep, groepsgewys of gemeenskapsgewys of huisgesin te dink, en dan ook individueel in die sin, dat die skrif is baie duidelik, dat elke persoon as 'n individu moet hulle eie sonde erken. Hulle moet weet wat is hulle verantwoordelikheid. En dit is seker waar die vraag is, wat is elkeen se verantwoordelikheid? En dit is nou waar die groep inkom, nê? Ja. Dat jy weet, goed, jy het jou in 'n eenheid gesit, en jy het as individu 'n rol in daai eenheid. En soos daai vraag, dit is ook in die politieke arena, is dit nogal 'n gesprek tussen, moet ons fokus net op die individu of moet ons fokus op die gemeenskap? En weer eens is die skrif wat kom, en vir elkeen vir jou sê, wat is jou as individu se plek in die gemeenskap? Soos nie dit of dat nie, maar
waarmee ons hier nou werk in hierdie opsig van feminisme is hierdie totale oorgee aan ek is autonoom, ek sal doen wat ek wil en uiteindelik is dit 'n rebellie teen die Here, dit is waarop dit uitloop. Ja. Nou goed, wat hy volgende dan aanpak is om te sê, wat is die wortels van feminisme? Hy gee nou vinnig 'n oorsig oor wat was die hoofstrydpunt, alhoewel hulle verlang het na baie meer en in die res van die hoofstuk dan kom hy ook daarby uit dat hy wil hulle het groter doelwitte gehad, maar hulle het begin op hierdie een puntjie op die politiese stem. Maar dan praat hy ook oor wat is van die historiese wortels van die feminisme of die egalitarianism, egalitaire standpunt. Dis daarom 'n lelike Afrikaanse woord. Goed, maar so die eerste een is dat daar's 'n filosofiese fondasie. En dan praat hy van die Jacobins. Ek weet nie of ek het ook reg uitspreek nou nie, maar die Jacobins. Nou dit kom uit die Franse Revolusie hier in die 1993 tot 1994. Daar is seker 17. Ekskuus, 17. Ekskuus, ja, jy's reg. 17, Dankie. ja. 1793 en tot 1794. So dis al redelik oud. Dis al amper 50, 60 jaar voor of al 100 jaar voordat die feminisme reg begin spoedvang het. Maar dit is deel van die wortels daarvan, want die gedagte daar was ook dat gelykheid beteken absoluut dieselfde. Ja, nie gelykheid voor die reg nie, Ja. maar gelykheid in alle opsigte. Ja, dit is mos daardie Franse lese met die Franse Revolusie in elk geval, die lese was gelykheid, vryheid, gelykheid en broederskap of die dood. Ja. So en Stem met ons saam of ons maak jy dood. ja, jy kan nie eintlik nie met ons saamstem nie. En dit is nou presies wat daar gebeur het in daai 1793, 94. Ek dink die koning en Marie Antoinette, die koningin, het toe nou sy koppe is ook afgekap, dink ek in 1794. Ek dink daai is nogal die klimaks gewees. En dit hulle regtig maar net al hierdie gesag probeer uitwis. Ja, want 'n groot ding met hierdie gelykheid is in alle opsigte dieselfde, so daar mag geen hiërargie wees nie. Ja. En nogal ironies, want baie van die leiers van 'n revolusie se koppe het uiteindelik self gerol. Ja. Want hulle kry dan weer binne hierdie beweging kry hulle ook 'n mate van gesag. So daar's heeltyd hierdie totale revolusie en omwonteling of verwarring, totale vernietiging van die samelewing wat hiermee gepaard gaan. Ja. Hy praat ook van hy noem die radikale kwakers en die ketters. Ja. Wat ook 'n invloed gehad het in die opkoms van die feminisme. En hy praat daarvan is dit nou dink ek dis mos daai White, die vrou White het die 7de-dag Adventiste begin en die Mary Eddy het die Christian Science begin. Ek sien presies seker hoe vertaal mens daai Christian Science. Ellen G. White. Ellen G. White. Die 7de-dag Adventiste en Mary Baker Eddy, die Christian Science. Ja, as jy dit nou direk vertaal, is dit seker Christelike wetenskap, maar ek dink mense ken dit maar oor die algemeen net met die Engelse naam Christian Science. So dit is interessant dat die kwakers wat nou baie gefokus het op die innerlike lig. Jy weet so die kwakers tipies soos die ouens het gesê daar's geen orde in die samekomste nie. So jy moet dan bymekaar kom en dan moet jy net jou innerlike lig volg. En die leiers van daardie beweging was maar eintlik vrouens gewees. En dan met die Christian Science ook. So daar het jy eintlik, kom ons sê nou veral die 7de-dag Adventiste wat ook hulle self sien as Christene, het 'n groot invloed gehad ook op die vrou wat 'n rol in die kerk speel in terme van leierskap of as ouderling en so aan. So jy daar amper die teologiese regverdiging begin kry. Ja. Nou mens moet wel sê ek sou nie sê die 7de-dagse Adventiste en die Christian Science het regtig so groot effek gehad op die hoofstroomkerke in daai tyd nie. Dis maar om te sê het heeltemal nuwe splintergroepe ontstaan ook in daai tyd met vanuit hierdie bronne uit, vanuit hierdie selfe oorsprong, die bron van die fontein.
het hierdie twee groepe ontstaan wat regtig ernstige probleme het in hulle teologie uiteindelik. En dis ook dan 'n begin deur vrouens. Goed, maar die radical Quakers, hy sê dat die Jacobin gelykheidsidees het in Amerika ingekom deur die radical Quakers en ander kettergroepe. So dan praat hy spesifiek van die Unitarians. Nou net vinnig oor jy het nou vinnig gesê oor die Quakers hulle het 'n sterk klem gelê op die innerlike lig, maar hulle het selfs ook iets soos die doop en die sakramente in die geheel ook verwerp. So dis 'n hele klomp ernstige teologiese probleme met die radical Quakers. Die heretics wat hy nou verwys is die Unitarians. Nou, so dit sê maar basies hulle glo nie in die drie eenheid nie. Dis 'n groep wat glo daar's nie drie persone nie, dis net een persoon. So dit dis een wese, een persoon. Nou, histories in die Christelike tradisie sou jy sê hulle is nie Christene nie. Dis reg. So dis so ernstige tema wat in die kerk deur die eeue, as jy karring aan die drie eenheid en jy sê jy verwerp dit. Jy verstaan wat dit is, maar jy verwerp dit. Dis tog wat Athanasius sê, nee. Ja. As jy hierdie nie glo nie, dan is jy nie 'n Christen nie basies. Jy is nie gered nie. Ja. So en daai twee, so dat die Jacobin filosofie het via die Quakers en die Unitarians in Amerika ingekom en so het hierdie hooffigure wat die feminisme gedryf het ook in die geskiedenis kom ook vanuit daai wêreld uit. Dis reg. Ja, so Elizabeth Cady Stanton en Susan B. Anthony was baie sterk beïnvloed deur die Quakers en dan is daar ook ander figure uit die Unitarian oortuiging. So die punt wat hy hier wil maak is die bron van hierdie idees kom nie vanuit 'n bestudering van die skrif nie. Ja. Hulle was nie besig om die Bybel te lees en die kerkgeskiedenis te lees en die belydenisskrifte te lees en dan sê hulle, hoorie maar, dit wat ons vandag doen pas nie by dit wat in die skrif staan nie. Ons moet dit verander nie. Die bron daarvan kom van 'n ander oord af as die skrif en is eintlik radikaal teen die skrif en teen die Christelike tradisie teen hoe die Here dit sê, hoe die samelewing georden en die huisgesin georden moet word. So dis wat hy hiermee besig is om te sê, dat is eintlik 'n anti-Christelike wortels, nie Christelike wortels waarvanaf hierdie dinge kom nie. Ja, en kyk, ek kan dink dat gegee die sondeval en ons sondige aard en dat ons van nature net sleg wil doen, kan ek sien dat in die geskiedenis partykeer is vrouens anderste behandel as mans voor die gereg. So, as feminisme bloot was dat vrouens en mans voor die landswet presies dieselfde hanteer moet word in terme van dieselfde straf moet kry vir diefstal of vir moord en so aan, dan was feminisme goed, want dan is dit 'n Bybelse wortel. Want die Bybel is duidelik, voor die landswet in terme van misdade moet dieselfde straf uitgedien word teenoor vrouens en mans. Maar dit was nie wat feminisme was of is nie. Ja. Dit gaan nie daaroor. Dit is eintlik om wette so te verander uiteindelik. En dit is eintlik om wette so te verander dat die vrouens eintlik bevoordeel word. So waar die eerste vlaag, as ek nou reg kan onthou, was dat die vrouens onafhanklik en selfstandig is, was die tweede vlaag baie nogal daarop gemik dat die vrouens en die mans presies dieselfde moet wees. En uiteindelik moet jy dan en was die mikpunt dat jy wette so verander om hierdie gelykheid te bewerkstellig. Baie soos wat ons nou met die regstellende aksie sien in 'n sin. So is nie meer die Here se wet wat toegepas word nie. Jy moet al hierdie wette inbring sodat jy gelykheid op 'n manier kan bewerkstellig. Ja. So in hierdie is alles werk so saam met mekaar, want ons vraag moet eers weer seker ook dan wees, is die landswette reg? Jy weet, as die landswette volgens die Here se woord reg,
jy weet word sleg genoem en goed. En dan so jy moet eers die landswette aan God se woord meet en dan moet volgens daai wet, voor daai wet is die mans en die vrouens moet gelyk wees. Ja, want ons sit nou met hierdie geval waar die landswette is alles gelyk en reg volgens die Here se woord nie. So as jy nou sê die mans en die vrouens moet gelyk wees volgens voor die landswet, jy weet dan so jou aanname is eintlik dat die landswet reg is. So hierdie goeie is so geïnterweef. Ja. Dat ons moet teruggaan na God se woord om hier werklik duidelikheid te kry. En uiteindelik sal die invloed ook op die samelewing wees dat die gesinne nie verbrokkel nie en so aan. Ja. En maar wat jy nou ook sê van die gesin wat verbrokkel het, ons het nou gesê by die eerste golf het hulle veral begin met stemreg, maar die volgende trappie daarmee was ook met die huwelik. Dit is nogal interessant, want in ons tyd, ook hier in Suid-Afrika, kan jy kan nou hof toe gaan en skei, maar jy hoef nie vir enigiemand te bewys dat daar was 'n skuldige party en dat hierdie persoon het eg breuk gepleeg, so was ontrou en daarom kan daar nou egskeiding plaasvind nie. Jy hoef nie enige skuld te bewys nie. So dis wat in die Engels word dit genoem no fault divorce. Ja. En dit is juis wat hulle ook hier al in die eerste golf voorgestry het, is dat vrouens moenie so vasgebind wees in die huwelik nie. Deel van die stryd om die vrou te bevry is dat hulle moet kan skei as hulle net kan sê, wel, ek voel nie meer geliefd nie. Is nie meer liefde in die huwelik nie, so nou kan ons maar skei op grond daarvan. Ja. Nou dink nou net hoe algemeen is dit ook al vandag, dat huwelike word ontbind voor die hof, ek dink nie, kom ons los maar daar, word ontbind voor die hof, net op grond daarvan dat hulle sê, ons is nie meer lief vir mekaar nie, of ons hou net nie van mekaar op die oomblik nie. En in die verlede sou daai regter, neem ek aan, sou reageer het en gesê, julle het nie 'n geldige rede om te skei nie. Julle kan nie skei nie. Dis 'n opdrag, julle moet vir mekaar lief wees, so gaan en maak hierdie reg. Gaan terug en word weer lief vir mekaar. Gaan terug en maak weer vrede en maak hierdie huisgesin weer 'n plek waar julle in die huwelik en waar die kindertjies ook kan floreer. Maar so hier was 'n regte poging om die huwelik ook aan te val en te laat ontbind. So daar's 'n aanhaling van, ek dink is van in Stanton. Ja, dis Stanton wat hierdie gesê het. Any law or public sentiment that forces two immortal highborn souls to live together as husband and wife unless held there by love is false to God and humanity. Who shall say that the discussion of this question does not lead us legitimately to the consideration of the important subject of divorce? But why attack the church? We do not attack the church. We defend ourselves merely against its attacks. So hier is 'n baie openlike ding dat nee, dis net liefde wat ons moet bind. Nou onthou die konsensus in hierdie tyd waar sy hierdie skryf is. Daar is net 2 redes op grond waarvan egskeiding mag plaasvind. En dis volgens die skrif. Dis volgens die skrif. So dis 'n algemene Christelike konsensus in die samelewing, in die howe, in die kerk. Daar's net 2 geldige redes op grond waarvan egskeiding mag plaasvind. Dis as daar eerste egbreuk was, so as die een party dan nou gaan rondslaap het met iemand anders, was ontrou, dan is daar egbreuk plaasgevind en op grond van egbreuk kan daar egskeiding wees. Dit moet nie, dit kan. En die tweede rede is as die ander partye ongelowige is wat die eggenoot wil verlaat, wat wil so verlating. Dis die enigste twee redes wat op grond waarvan egskeiding dan mag plaasgevind het. So sy is besig om baie uitdruklik te stry teen die Bybelse Christelike historiese oortuiging oor die huwelik en hoe bindend die huwelik is. Dat sy sê nie, ons moet hierdie bande losmaak. Ons moet dit losser maak, want dit is besig om die vrou gevange te neem. Die vrou moet bevry word, ook van die houvas wat huwelike op die vrou het. Ja, en nou wat gebeur is, die mans wat
in so 'n geval ook skei en die vrouens wat weggaan, nou is die mans nie eers meer verantwoordelik finansiëel of versorg vir daardie vrou en die kinders nie. Jy weet in baie gevalle. En dit is ook 'n gevolg van hierdie siening van dat wel jy kan net skei soos jy wil, maar uiteindelik dan moet dit daarop uitloop dat wel dan is die man nie noodwendig verantwoordelik dan vir die kinders nie, of ten minste helfte of wat ook al die skikking is. Maar die punt is dat die vrouens word baie keer maar oorgelaat dan aan hulle self. Ja. En moet hulle sorg vir die gesin. En in Amerika dan hulle praat mos van enkel ma armoede. Dis die term wat gebruik word in Amerika. Van as jy nou praat van armoede in Amerika, is dit enkel ma armoede. So is die ma wat alles nou moet doen. Ja. En is gewoonlik die ma in meeste omstandighede wat dan en ek dink dis maar hoe die Here ook die vrouens geskep het is om dan te sorg vir daai kinders. En dan word hulle oorgelaat want hulle word nie meer beskerm volgens die wet nie. Ja. Dis nou wat nou hier besig is om plaas te vind en baie mans misbruik dit ook. Ja. Hulle sê, okay, goed, ja, hy is nie meer lus vir hierdie ding nie, hy gaan nie meer die verantwoordelikheid neem wat die Here vir hom gegee het nie. En dan loop hy, maar nou het hy nie 'n landswet wat hom verantwoordbaar hou nie en jy het ook nie die landswet wat die vrou beskerm nie. Ja. So En dan daar's nog 'n hele afdeling in hierdie hoofstuk wat spesifiek daaroor gaan oor hoe hierdie deurgewerk het in die landswette. Ja. As ek net nog een aanhaling kan gee van Stanton. So mense het nou gesê daai aanval op wat kom op die huisgesin, die klem wat skuif na die individu van die huisgesin af, die aanval op die huwelik, maar dan ook 'n aanval op die skrif, op die gesag van die skrif en hoe bindend die gesag dan ook is oor alle aspekte van die lewe en ook oor vroue. So die skrif bind ook die vroue. Maar nou is hierdie idees bots met die skrif. So wat maak jy nou? As jy moet nou kies tussen jou idees en tussen dit wat in die skrif staan, en nou kies hulle vir hulle idees. Dan sê Stanton, "We have made a fetish of the Bible long enough. The time has come to read it as we do all other books, accepting the good and rejecting the evil it teaches." Daar's 'n verwerping van die skrif ook. Ja. So is daar nog plekke waar mense in ons landswette kan sien die effek van die feminisme? Wel, ek dink ek weet nie of jy net nog 'n trappie wil teruggee na die tweede golf nie. Ja. Ja, so maar by die tweede golf is daar dit gaan nou saam met 'n klompie ander goeters ook. Daar's die industriële revolusie. Nou die industriële revolusie het waar paas baie meer by die huis gewerk het en die hele gesin deelgeneem het aan die werk en om die pa te ondersteun om die brood op die tafel te bring, is al die mans nou uit die huise uit weggevat en het hulle in die fabrieke gaan werk ver weg. So daai het 'n groot effek gehad op die samelewing en op huisgesinne, die industriële revolusie. Maar dan sou ook die seksuele revolusie. Dis in 1950, 60s. Ja. So die seksuele revolusie, ek dink ons gaan nog so 'n bietjie daaraan aandag gee vorentoe. Maar goed, so dis dit. Maar hy praat van daar's 'n uitvindsel gewees met die tweede golf wat hy sê nie dit het dit laat ontstaan nie. Hy sê dit was 'n springbord. So die prentjie wat jy moet kry is in gimnastiek waar iemand hardloop en dan kan jy net met jou eie bene se krag spring en 'n sekere hoogte bereik, of jy kan 'n springbord hê wat vere in het en dan hardloop jy en jy spring op hy springbord en hy skiet jou hoër in die lug op. En hierdie uitvindsel was 'n springbord vir die tweede golf van die feminisme en dit is die pil. Die pil. Wat het nou daar gebeur? Is die eerste ding is dat vrouens kon, of die mense in die algemeen, nie net vrouens nie, maar mense kon seks hê sonder dat daar kinders kom. Of eintlik, ek dink meer akkuraat gestel, die kindertjies kom, maar hulle word nie gebore nie. Ja, uiteindelik. Ja. So daar's wanneer die pil verhoed partykeer dat daar bevrugting plaasvind, maar as daar wel bevrugting plaasvind, dan skep dit so
'n vyhandige omgewing in die moederskoot dat daai kindjie sterf. Ja. So as jy nou dink aan hoe die skrif ons ook leer om gasvry te wees, hierdie is presies die teenoorgestelde. Is jy hier kom 'n lewetjie kom tot stand in jou moederskoot. Dit is die plek waar daar totale beskutting en beskerming en alles moet wees vir daai kleintjie om te kan lewe, maar jy drink 'n middel wat jou moederskoot totaal vyandig maak vir die kindjie, sodat die kindjie uiteindelik sterf. Ja. So dit verhoed dan dat daar kindertjies kom. So wat doen dit nou, waar in die verlede, as iemand wel begin rondslaap het, voor die huwelik, dan raak sy swanger, en dan was daar die goeie sosiale druk om te sê, goed, julle moet nou trou. Ja. Julle moet met mekaar trou, en julle is dan 'n huisgesin, en man, jy het 'n verantwoordelikheid onder hierdie vrou, en jy het 'n verantwoordelikheid onder hierdie kind. Maar nou begin mense rondslaap, en daar is nie daai gevolge van swangerskap uiteindelik wat die hele termyn gaan. 'n Kindjie wat gebore word in 'n huisgesin wat vorm ook vanuit dit uit. So die mense kan nou begin net rondslaap sonder dat daar kindertjies is, sonder dat daar huwelike daaruit voortkom. Die tweede ding wat dit doen is dat waar 'n vrou dan 'n kindjie kry al vroeg, hulle trou dalk hopelik trou hulle en dan kry hulle 'n kindjie, dan is haar fokus is onmiddellik meer op die kind En die gesin. na binne. Die fokus is na binne. Maar wat nou gebeur is, nou kan hulle daai uitstel. So want ek wil eers 'n beroep hê. Ja. So jy werk eers na buite, en dan is kindertjies is eers later. So sien net wat se effek het hierdie op jou, die manier van dink. Ja. Die kindertjies raak 'n las. Ja. Die kindertjies raak 'n las vir mense om net seksueel losbandig te kan leef, is 'n las daarvoor. En die kindertjies raak 'n las vir my beroepsdrome. So ek wil nie nou kinders hê nie, want ek wil 'n goeie loopbaan hê. So kindertjies raak 'n las, gebruik hierdie pil, dit keer in sommige gevalle daar kindertjies kom, en in ander gevalle as daar wel 'n kindjie kom, en dit word dikwels nie vandag gesê nie. Baie mense is nie eens bewus daarvan nie, maar as daar wel 'n kindjie kom, dan gaan hierdie pil die kindjie doodmaak. Ja. Dit doen dit so vroeg dat jy kom nie eers dalk selfs agter dat dit nou gebeur nie, maar dit doen dit baie gereeld. Ja, daar is net om op daai punt net so 'n voetnota te maak, daar is studies waarvan ek gehoor het wat sê dat vrouens wat die pil gebruik in hulle leeftyd, wat hulle die pil gebruik, is daar so gemiddeld 8 aborsies. Ja. En dit is nou op baie vroeë stadium, soos jy sê, wat jy nie weet wanneer die aborsie is of wat ook al nie. Ek is nie presies seker hoe hulle die studie gedoen nie, maar dit is nou maar is maar so 'n statistiek wat ek raak gelees het. Ja. Maar sien nou hoe werk hierdie in vir waantoe dinge al klaar op pad was. Dit maak die vrou, dit bevry haar, en ek maak nou met my vinger sulke aanhalings, julle kan dit nou nie sien wat hoor nie, maar dit bevry haar, nie werklik nie, maar binne in die denke van die feminisme, bevry dit haar van die huwelik, dit bevry haar van kinders, want die vrou is gevange geneem in die huisgesin. Dis bande wat haar vashou, en sy moet vrygemaak word dat sy 'n loopbaan buite kan gaan lewe soos die mans. Ja. Sy moet soos die man wees. So hierdie is nou 'n nuttige middel om dit te doen. Die volgende ding wat dan nou bietjie aankom by wat jy gepraat het van in wetgewing, het in Amerika dit nou deurgekom by die Roe v. Wade beslissing. En dit is dan nou dat vrouens kan gaan vir aborsies. So eerste plek is aborsies wettig gemaak. So jy mag nou sê nou maar die pil het nie geslaag nie. En daar is 'n kindjie wat nou groei in die moederskoot. Okay, gemaak die kind dood. Ja. Sure. Jy kon dit nou chemies gedoen het, maar nou gaan doen jy dit fisies. Jy gaan fisies en jy kry toestelle en jy druk die kind letterlik dood en ruk die liggaamsdele uit die moederskoot uit. Ja. Dis 'n verskriklike gewelddadige daad waar die kindjie dan fisies vermoor word, uitmekaar geskeur word en uit die moederskoot uit verwyder word. Nou so daai is toe gewettig, maar dit gaan selfs nog ietsie, daar's 'n ekstra dingetjie by dat die vrouens kan dit doen sonder eers die medewete of toestemming van die pa. Ja. So
die pa word heeltemal uit die prentjie uitgehaal. Hy het nie eers 'n sê daarin van of sy kind nou vermoor mag word of nie. Dis net hierdie vrou wat op haar eie kan besluit, nee, ek wil die kind vermoor en dan mag sy dit deurvoer en die pa kan na die tyd net daarvan uitvind of hy het nie eers 'n sê nie. Sy kan net opdaag by die aborsiekliniek en hulle moet dit deurvoer. Ja, en dit is nou waar die landswette verkeerd is, absoluut. Ja. So daar is nie eers 'n gelykheid voor die wet van mans en vrouens of van paas en maas om oor hulle eie kinders te besluit nie. So die vrouens het daardie voorkeur in 'n sin. En ek kan miskien net noem ook net as 'n voetnota net om perspektief te gee oor 'n babietjie wat ontvang is en jy weet waar die saad van die man en die vrou se eiers self bymekaar gekom het, dan praat ons van 'n ontvangenis. Nou 6 weke na ontvangenis, om en by kan hulle al 'n hartklop optel. So dan gee dit vir mense 'n bietjie perspektief van as jy chemies met 'n pil kan aborteer hierso tot omtrent 11, 12 weke, dan daarna gebruik hulle gewoonlik die instrumente om te aborteer. In Suid-Afrika is dit wettig tot 22. 22 weke om en by. In Amerika en sekere state kan jy selfs aborteer tot die babietjie gebore word. So dis 'n baie wrede uitvloeisel van hierdie radikale individualisme en die verkeerde siening van die vrou. So jy, dis die uitkoms. Dis moord. Is onskuldige babietjies en as ek praat hierso van onskuldige babietjies is dat alhoewel babietjies in sonde ontvang gebore word, erfsonde van nature ook onder die oordeel van God, praat ek van onskuldig in terme van die landswette. Hulle het niks verkeerd gedoen teenoor ander mense nie, maar hulle kry die dood. En ek dink in Suid-Afrika die laaste 20 jaar, 30 jaar, sedert die aborsiewetgewing nou bietjie breër gemaak is, want voor 94 of voor 97 was daar aborsiewette in sekere gevalle goedgekeur wat alreeds sleg is, boos is, maar dit is weier oopgemaak. Sedert nou kom ons sê 1997 is daar 3 miljoen babietjies, geregistreerde babietjies, aborsies, wat die babietjies dan ook vermoor is. Ja, dit is verskriklik. As jy net dink aan toe Abel vermoor is, dan sê die Here vir Kain, sy bloed roep uit. So. Sy bloed roep uit tot oordeel. En so dink nou aan al die bloed van al hierdie kindertjies. Ja. Wat besig is om in die verskillende lande uit te roep tot oordeel. Ja. Die bloed word vergiet. En dit gaan dan kom, nee. Goed, so het feminisme dan die kerk beïnvloed? Ja, goed. So daar is nou, ek dink so 'n bietjie vorentoe spring in my notas. Ons het nou, daar's 'n hele klompie ander wetgewing wat dit ook by deurkom. Ek wil regtig gaan aanmoedig gaan lees die hoofstuk. Dis so insiggewend om te sien watter groot effek het hierdie al gehad op die samelewing en ook dat dit jou uitdaag om te sê, maar hier is dalk hoe ek ook dink. Hier is hoe ons ook dink. En dan so ook as ons nou praat oor die kerk, hier is dalk hoe kerke ook dink. Ja. So die wêreldse denke, die wêreldse norme het ook in die kerk ingekom. So dink weer aan daai prentjie van die Trojaanse perd. En ek dink dis ook iets wat mens dan nou sou kon sê met daai brief van die vroue wat sê hoor ons stem. Ja. Hoor ons stem ook en dat hulle sogenaamd die brief stuur vir die kerkrade, maar uiteindelik is dit ook, ek het nou gesien is op Marula Media ook gepubliseer. So dis toe nou nie net gestuur aan die kerkrade nie, dis sommer gestuur aan die media. Amptelik onder hulle name. Is dit ook so gepubliseer. So hierdie denke het in die kerk ingekom en as jy nou dink aan die Trojaanse perd, wat nou gebeur met sekere besluite is die Grieke klim uit die perd uit. En jy sien hierdie goeters is in ons middel, in ons midde. Hierdie idees is in ons midde en ons sien dit nou, dit word ontbloot. Maar so baie mense kan al kyk na hierdie reaksie en hulle sukkel om dit te plaas, hulle sukkel om te verstaan wat nou aangaan, maar dit is al 'n lang geskiedenis
van hoe hierdie denke al hoe meer in die kerke inkom en die kerke ook beïnvloed. Nou, in Amerika was daar toe nou 2 organisasies wat ontstaan het, die Council of Biblical Manhood and Womanhood Ja. in 1987 en Christians for Biblical Equality in 1988. Daai laasgenoemde ene, die Christians for Biblical Equality is dan meer egalitair, so feministies, en die ander ene het meer 'n poging gehad om te sê ons wil begrond in die skrif. En as ek reg onthou is dit vanuit die Council of Biblical Manhood and Womanhood, wat die boek van Wayne Grudem en John Piper het ook daaruit Daai biblical manhood and womanhood ontstaan het, ja. het ook daaruit ontstaan. Ja, net om miskien ook nie die datums in perspektief te hou. Die seksuele revolusie was 1950, 60s, die Beatles en so aan. Roe versus Wade was 1973. Toe is dit in Amerika gesê, goed, die vrou kan op eie keuse aborteer, die babatjie doodmaak. En dan hierdie is dan 'n duidelike reaksie vanuit die kerk se kant om te sê wat leer die Bybel. Natuurlik was daar foute en goeders, maar ten minste het die gelowiges begin dink, okay, goed, so ons moet nou begin antwoord gee uit die skrif uit van hoe die Here die vrou en die mans geskep. Ja. Nou, dit is nogal opvallend as jy nou kyk, al die kerkverbande waar daar debatte ontstaan het oor vrou in die amp. Dit het alles ontstaan in hierdie tyd. Dis reg. In hierdie tyd waar hierdie goed besig was om te gebeur ook in alle ander dele van die samelewing. So in die publieke sfeer en waar hierdie feminisme is besig om vordering te maak. En is in daai tyd waar die debatte begin het in die kerke oor maar moet vroue nie toegelaat word om ook te dien as ouderlinge en ook as diakens, ouderlinge en woordbedienaars. Dat hulle moet toegelaat word om dienste te verrig wat nog altyd om in dienste te staan wat nog altyd gesê word, maar dit is 'n manlike diens. So sien ons daai idees van daar is nie enige verskille tussen 'n man en 'n vrou nie. En gevolglik moet hulle alles mag doen wat mans en vrouens wat manne doen. Moet die vrouens toegelaat word om alles te doen wat manne doen. En hoe dit dan nou in die kerk raak dit sigbaar daar en daar word gesê hulle moet toegelaat word om in die dienste te staan wat nog altyd manlike dienste was. Ja, ek dink hierso het hy ook 'n interessante punt gemaak waar hy sê feminisme is die verdraaide idee dat vroue vry is wanneer hulle vir 'n baas werk, maar 'n slaaf is wanneer hulle die gesin dien. En daai vat dit nogal mooi vas. Ja. En in daai sin het dit in die kerk ook ingekom. Want dit is wat ongelukkig baie van ons vrouens se idees is. En weer eens die benadering is nie dat die vrouens nou optree volgens teen wat hulle weet nie. Ek glo regtig baie vrouens weet net nie. Hulle is onkundig hier en dit is waar die predikante, ouderlinge, paas ook maar gefaal het, vrouens ook. Ons kan nooit ander mense die skuld uiteindelik gee nie, maar waar ons mekaar eintlik gefaal het om die Bybel nie te leer en wat die Here leer nie, want en die gevolg is jy sien nie die hartseer en waarvan die duidelikste hartseer die doodmaak, hierdie moord op babatjies. Net miskien nog 'n ander statistiek is die laaste 100 jaar vandat aborsies nou so meer algemeen bekend geword het. Dit was nog altyd in die geskiedenis daar, maar nou dat dit kom ons praat maar geregistreerde aborsies, wettige aborsies, toe nou eintlik 'n ding geraak het in die weste, is daar oor die biljoen geregistreerde aborsies. Ja. Die laaste 100 jaar. Biljoen. Dis verskriklik baie. Ja. Goed, so goed, nou ek het nou so 'n bietjie daaroor gepraat, maar waar het die kerk nog misluk om hierdie feminisme teen te werk? Ja, so ons kan dink daaraan binne die besondere ampte. Maar ek dink ook as daar daarby kom oor die klem op die huisgesin in die gemeentes en dat dit word nie iets daarteen gesê dat die vrouens
moet uitgaan uit die huis uit en haar fokus moet meer wees na buite en nie na binne nie. En dit is nogal hartseer want veral nou kyk ek het groot geword by die GKSA en so ek ken nou die GKSA se formuliere en so aan ook. Dis ook die formuliere wat ons nog steeds gebruik by Diamantvallei. Maar jy het so 'n mooi klem in die huweliksformulier self. Maar dis die man wat moet gaan en hard werk, dat hy vir sy gesin kan sorg en dat hy ook in die Here se genade genoeg het om uit te deel vir ander wat nood het. Dis spesifiek in die huweliksformulier waar dit gesê word vir die man se werk. Dis sy fokus. Die vrou het nie in die huweliksformulier word dit nie gesê dat sy moet uitgaan en gaan werk en kos inbring nie. Dat sy moet goed aandag gee aan die huishouding. So jy het in die formuliere kom die mooi Bybelse klem ook deur. Maar ek dink een manier hoe daar geval is daai word nie aktief geleer in die gemeentes en ook waar dit nie gebeur nie, waar daai klemverskywing skuif, so dat die vrou word al meer die broodwinner en die man sorg vir die huis, is meer in die huishouding. So daar's die orde het heeltemal op sy kop gedraai. Of op 'n ander manier dat daar die verwagting is dat die vrou moet ook 'n broodwinner wees en sy moet na die huishouding sorg. So sy het 'n dubbele las wat op haar gelê word, waar so sy die man se skoene vol staan en die vrou se skoene vol staan. Dis wreed. Dis deel van wat die feminisme doen. Is sy kry 'n dubbele gewig wat nie eintlik die een word nie eintlik vir haar gegee om te dra nie. Ja, en ek dink ook die ander ding is die mans word nie verantwoordbaar gehou van hulle verantwoordelikheid om vir die vrouens te sorg en hulle te lei nie. En is nou eintlik deel van die gesprek vorentoe is dat om te sien, maar wat is ons geskepte verantwoordelikheid? Hoe die Here ons geskep, en ek dink dis ook hoe ons gedagtes moet verander. Goed, dit is ons verantwoordelikheid en ons moet dit doen. Dit is nou die hele ding van die manlike Christendom. Dis eintlik die punt wat ons dan ook net wil inskerp. Goed, is die saak rondom feminisme 'n kernsaak? Ja, so ek dink weer jy vra daar rondom wat bedoel jy daarmee? Is dit 'n kernsaak soos wat die drie eenheid 'n kernsaak is, dan sou ek sê nee. Maar jy het ander sake wat ook so fundamenteel is dat dit as jy daar fout gaan, het dit regtig verrykende implikasies op baie vlakke. En ek dink mense sien ook in hierdie hoofstuk van dit. Jy sien hoe die feminisme regtig die skrif aanval, die skrif en die skrif se gesag aanval. En dit baie van hierdie goed uiteindelik meer kom vanuit 'n heidense manier van dink. So die Jacobin en 'n Unitarian, die radical Quakers. So daai geskiedenis van waar kom hierdie idees vandaan? Dit kom nie van die skrif af nie, inteendeel, hierdie idees bots met die skrif en dan word daar uitdruklik ook gesê ons verwerp die skrif en ons kies vir daai. Nou dit sê nie dat almal wat vandag meer van 'n feministiese manier van dink het, ook die skrif uitdruklik gaan verwerp nie. So jy gaan van ons luisteraars wees wat dalk sê, "Sjoe, ek kom agter ek dink nogal baie feministies, maar ek wil ook die skrif bely." Goed, maar jy moet dan gaan vra, maar wat sê die skrif regtig, en beteken dit nie dat jy jou denke moet verander nie. So dis nogal 'n verskriklike belangrike saak is die gesag van die skrif oor individue, man en vrou, oor die huisgesin, oor die kerk, oor die samelewing, en gaan ons daai gesag erken. 'n verdere verrykende, so hoekom hierdie so kern is, hoekom hierdie so belangrik is juist dan nou dat dit verbrokkel huwelike. So die huwelike wat verbrokkel, want daar was die hele beweging van nou full divorce. So jy kan maar skei vir enige rede. En huwelike, jy gaan dikwels in jou huwelik, gaan jy op 'n plek kom waar dinge gaan regtig moeilik. Ons het nou konflik, ons het stryd. En as jy dan vir enige ou redetjie kan sê, goed, ons paar gaan nou skei. Hoeveel makliker maak jy dit vir mense om
die huwelik te verontagsaam en die huwelik te breek waar die Here nie dit wil hê dat jy moet dit breek nie. Goed, so daai is 'n volgende gevolge hiervan is dat die huwelik word regtig radikaal aangeval en aangetas. Ons het gesien hoe dit ook 'n gevolg het op die kindertjies. Ja. Hoe daar duisende, selfs biljoene kindertjies ook al vermoor is en hoe hierdie hele beweging eintlik 'n goedkeuringsstempel daarop gesit het. Ja. En eintlik dit ook aangemoedig en gedryf het. So dit het verrykende gevolge op die kindertjies. Dit het verrykende gevolge op die huisgesin in die geheel. So wat gebeur nou? Sê nou maar daar is nou wel kindertjies en sê nou maar daar is nog steeds 'n huwelik. Nou die vrou word aangemoedig dat haar fokus moet wegskuif van die huwelik en die kindertjies en sy moet ook uitgaan en gaan brood wen inbring. En so is daai die huishouding self van die belangrike pilare dat die huishouding moet mooi en reg funksioneer is die vrou wat fokus na binne. Dit word ook aangetast. So die huishouding self is besig om te verbrokkel. En dan gaan die samelewing verbreek. En dan gaan die hele samelewing ook daarmee saamgaan. En dit is wat mense nogal nou sien. Ja. Ja, so hy noem ook van die mans het uiteindelik misluk om te lei. En nou tree die vrouens op soos mans en eintlik manne soos vrouens. En ek dink ook dit is die geval in die kerke baie keer is eintlik die afwesigheid van die mans het hierdie ligleegte gebring. Ja. Waar die vrouens nou dit moet betree in 'n sin. Ja. En so die mans het in 'n groot opsig ook hierdie probleem veroorsaak en daarom dat in hierdie boek ons gaan hopelik aanmoedig om regtig daai verantwoordelikheid op te neem waartoe ons geroep is. Wat hy ook noem wat nogal my getref het is so aan die einde van hierdie hoofstuk 1 is dat Christendom het 'n manlike boodskap en dan verduidelik hy dit en dan sê hy dis die bruidegom wat sy lewe vir die bruid neergelê het. So daai en dis 'n evangelie boodskap daai. Ja. So in daai sin, jy weet, kan mens nogal dink dat die Satan so die man en vrou rolle wil aanval en sal aanval, want dit doen afbreek aan daardie evangelie boodskap. So mens moet ook nie naïef wees nie. Jy weet die Satan is besig om rond te gaan en die Here se werk te vernietig. En daarom dat ons regtig moet wakker wees in hierdie stryd. Ja. Goed, is daar enige slotopmerkings wat jy wil maak? Ja, so ek sal maar net weer sê gaan word uitgedaag. Dis goed. Dis goed vir ons om uitgedaag te word deur hierdie idees en soos wat jy die hoofstuk lees. En maar moenie net as jy nou emosioneel ontsteld is, soos wat jy van hierdie goed hoor, moenie net aanvaar dat jy ontsteltenis is reg nie. Jy is dalk ontsteld want hierdie denke het al baie meer in jou lewe ingekom. Daai Trojaanse perdjie het in jou hart ingekom en hier is nou die gevolge. So die Grieke is in die midde. Hulle is besig om die stad af te brand. So moenie net ontsteld wees omdat jy emosioneel nie hou van wat jy hoor nie. Gaan dink net weer mooi, maar is daar nou dalk iets fout met ons in ons tyd? En dit is nou wat die volgende hoofstukke vir my baie mooi gaan doen is om te hier is nou die geskiedenis van die feminisme, maar in van die volgende hoofstukke dit begin al in hoofstuk 2, maar ons die grootste deel van die boek is waar hy eintlik net besig is om die skrif uit te pak, om te wys, maar kyk, hier is wat die Bybel sê. En dan moet ons buig vir die gesag van die skrif. Ons idees moet ons opgee wanneer ons idees bots met die skrif. Ons moet nie die skrif opgee wanneer die skrif bots met ons idees nie. Ja. So dis een belangrike ding wat ek graag sou wou beklemtoon. Die tweede ding is dat die manne moet regtig weer opstaan en verantwoordelikheid vat. So ek het al 'n keer in Menlyn gestap en dan sal hierdie massiewe bord wat amper is dalk al 30 of 50 meter groot wat hierdie massiewe banier is van 'n vrou wat daar lê in onderklere. En dan kyk jy daarna en jy is so hartseer want as hy waar's haar pa? Ja. Was haar pa wat haar moes leer
beskerm het. om nie so op te tree nie. Of waar as hy dan getroud is, waar's 'n man? Wat nie jaloers is oor sy vrou en dat sy so ontbloot moet wees vir almal om te kan aanskou en na te kyk nie. En ek dink dis 'n hopelik is dit nog vir mense se aanvoelings sal hulle daarmee saamstem. Maar dink op dieselfde manier as dit kom by hierdie manier van dink. Die paas moet besig wees om besorgd te wees oor hulle dogters, die manne moet besorgd wees oor hulle vrouens en oor hulle sissies en die predikers en die ouderlinge moet besorgd wees oor die vrouens en oor die huisgesinne in die gemeente. En so besef hierdie idees is daar en probeer inkom in jou eie hart in en jou vrou se hart in jou dogter se hart in die gemeente se harte in en staan op en stry die goeie stryd met dit saam. Beskerm die mense, beskerm die vrouens. Dis deel van die manlike roeping, is om die vrouens te versorg en te beskerm. Ja, en daarvoor gaan ons leeumoed nodig hê om hierdie stryd te stry en ons is bly om te weet dat daai leeumoed ook gewerk word deur die leeu van Juda. Goed, dankie Dani en ek sien baie uit na die volgende gesprek.